Suid-Afrika het onlangs bietjie goeie nuus gekry met die voorgestelde BTW-verhoging wat geskraap is. Ons gesels nou by die DA se leier in Tshwane oor wat hom nog positief hou oor Suid-Afrika en hoe die toekoms gaan lyk vorentoe. Goeiemôre, good morning, Silje Brink. Welkom by die program. Rosanne, is baie lekker om hier te wees. Ek wil begin met die belangrikste vraag op hierdie program. Hoe begin jy jou oggende? Kyk, ek begin, die eerste belangrike ding is, ek het onlangs 'n onderhandeling met my vrou gehad, so sy doen die school run in die oggende. En oggende is vir my baie belangrik, so as ek swaar lees en skryfwerk het, my energievlakke is hoog in die oggende en hulle raak laer in die dag, so ek gaan kry die kinders by die skool in die middag, maar oggende is vir my baie belangrike werkstyd. En ek dink dit is baie belangrik vir 'n man ook, jy weet, maar wat het jou geïnspireer, jy weet, om in openbare diens werksaam te raak? Kyk, jy's op skool en jy doen wat jy belangstel. Dit begin is 'n selfsugtige ding. Yes. So ek het baie vroeg in my lewe 'n belangstelling in die politiek ontwikkel. Ek dink my ouers het dit soort van aangespoor. Ons het groot mensgesprekke by die etenstafel gehad. Ek was goed met redenaars en debat en so aan. En dan later aan in jou lewe dan besef jy dit gaan nie eintlik oor jou eie belangstellinge nie. Dit gaan oor wat 'n bydrae jy kan maak tot die samelewing of tot die gemeenskap. Great. If you could change jobs with someone for a day, who would it be and why? I thought long and hard about this. There's this guy called Gerard Labuschagne, who's a criminologist. He goes through all of these terrible murder cases. And I think I would have loved to do that, just that forensic puzzle of, who did it and what are the psychological factors that drive people to do nasty things. I also like to watch a bit depressing in the morning, but I like to watch these plane crash investigations. So definitely something forensic. I would have loved to do that. Yeah, I'm also a huge true crime fan. Yeah, true crime fan. Absolutely. It's what I fall asleep to at night when I set my alarm for 2:55 in the morning. You don't know what psychological effect it has, but it's fun to listen to. And it's calming for me. It's calming. Yes, jy is op 'n next level hoor. Sal ek wil aansluit by jou vorige antwoord. Okay, so met ander woorde, inspirasie vir jeugdiges. Veral nou byvoorbeeld kinders wat in matriek is byvoorbeeld, wat dalk sal oorweeg wat ook sterk is, byvoorbeeld redenaars persoonlikheidsgewys. Wat sal hulle laat inspireer om byvoorbeeld politiek te oorweeg as, kom ons sê, karriererol? En wie was jou persoon ook buite politiek wat jou die meeste geïnspireer het? So die belangrikste ding is, hoe vinniger jy in jou lewe besef waarmee jy goed is, hoe beter. Ja. Dit hoef nie te wees 'n besluit neem oor wat jy gaan doen met jou loopbaan of presies wat jy gaan doen in die lewe nie. Sommige mense vat gapjare en dies meer, maar vind uit wat jou sterkpunte is en dan kultiveer jy dit. Moenie probeer om te veel tyd aan jou swakpunte te spandeer nie. Natuurlik probeer jy jouself te verbeter en as jy swak maniere het byvoorbeeld. Jong mense besef dit nie altyd nie, maar goeie maniere is baie belangrik. Ja. Die mense wat my inspireer het buite natuurlik die ouens in die politiek was my ouers. Mooi. Jy weet, my ma baie hardwerkend, gedissiplineerd, my pa baie optimisties oor die lewe. En ek dink daai kombinasie het my goed bedien as in my grootwordjare. You've just described your dad as an optimistic person, and I wanted to ask you, what message do you have for South Africans about how we can actually work together and cooperate to make this country what could be the greatest country in the world? The wonderful thing about South Africans is that we largely share the same values. Now, that can be colored by, experiences and divisions and inequality. But if you were to do a poll and you ask people what's the most important, interesting over and over again, the same stuff comes up. People want jobs, opportunities, law and order. In this country, we've got many differences, but we don't have those major clefts of religion and of, these major clashes of civilization. En wat my nogal bemoedig het, onlangs het die Social Research Foundation 'n peiling gedoen en vir gewone Suid-Afrikaners gevra, wat dink hulle oor die sing van liedjies soos Skiddy Boo? Jy weet, daai omstrede liedjie. En alle Suid-Afrikaners van alle agtergronde het gesê, ons behoort nie sulke tipe van goed te doen nie. So daar is gedeelde waardes, there are shared values that we can build on as South Africans. Obviously, we haven't reached our potential as a country, but there's so much that we have in common that we can build on.
Dan sal jy daarmee saamgestem. Jy weet daar's klomp uitdagings ook in jou daaglikse werk. Jy weet in die posisie wat jy ook beklee. Maar wat dink jy is daar nog steeds positief waarvoor Suid-Afrikaners absoluut voor kan uitsien as 'n positiwiteit vir Suid-Afrikaners? Kyk, in die eerste plek moet jy dankbaar wees vir wat jy het. En dit is 'n moeilike gesprek want baie mense in hierdie land het nie die basiese middele om 'n goeie lewe te lei nie. Ja. Maar as jy wel 'n inkomste het, Suid-Afrika, as jy bietjie die wêreld gereis het, dit is van die goedkoopste lande in terme van gewone lewenskoste. Ja. Natuurlik weer eens kan ons nooit die mense vergeet wat nie 'n middel het nie, wat nie inkomste het nie. Tuurlik. En dit is wat my so bietjie bekommer oor die toekoms. Hoe gaan ons dinge beter maak sodat die volgende geslag beter vooruitsigte as hulle ouers het? En ek dink vir my gaan dit oor waardeer wat jy het, bou daarop voort en dan maak 'n bydrae. Want daar's 'n paar goed wat ons as 'n land kan doen om die ekonomie in die groei te gaan kry, om geleenthede vir mense te skep. Dis 'n pragtige, wonderlike land hierdie. Maak 'n neutrale bydrae sonder enige kant te kies. Suid-Afrikaners wat saam staan. Ja. Ek sal natuurlik sê kies 'n kant, maar ek mag nie. Nee, mag nie. Silje, dit was regtig wonderlik om jou hier te hê om goeiemôre, good morning vanoggend. We really appreciate that you made the time to come and chat to us and we would love to have you back. Thank you Great so pleasure. much. Thank you so much. So dit is al waarvoor ons nou tyd het en net hierna vind ons uit hoe pantoffels eintlik kan bydra tot 'n goeie doel. Thys, het jy jou pantoffels vanoggend gebring om by die onderhoud te match? Ek bou so lank op het, maar ek sien Silje is ook 'n pantoffelman. Ek kan ons sommer so sien. So dit is van wat dit is. We'll be chatting to the people from Slipper Day about what is happening on the 30th of May and how you can get involved. Make sure you stay tuned and remember to go and follow us on social media at Goeiemorgen Good Morning.